En ek wil hê kom ons sluit weer net die oë. Vader, ek kom vanmôre na U toe en ek lê op hierdie Vadersdag hierdie diens aan U voete. Ek pleit U bloed oor elke hoorder. Ek vra Here dat U elke hoorder sal aanraak en elke hoorder in hierdie gemeente sal aanraak. Dat ons ingestem sal wees. Soos ons nou gesing het, Welcome Holy Spirit. Is dit ons gebed, Here, dat die soete Heilige Gees van God elke hart sal aanraak en elke persoon sal aanraak en dat ons sal besef in die tyd wat ons in lewe, Here, ons het U Gees nodig, nog meer as ooit van tevore. Vader, daarom kan ek vanmôre uitroep, Welcome Holy Spirit, welcome in our midst. Here, dat die Gees van God elke hart sal aanraak en elke ene sal optel in Jesus Christus se wonderlike naam en ons eer U daarvoor. Amen en amen. Ek wil vanmôre 'n bietjie met U praat oor in Jakobus die eerste hoofstuk. Jakobus 1 en daarvan af vers 2. Ek wil so 'n bietjie met U bepraat oor die beproewinge en versoekings. En ek wil vra dat U mooi sal luister. In die tyd wat ons in lewe is die duiwel besig om mense aan te val soos nog nooit van tevore nie. En hy val kerke aan, hy val families aan, hy val gesinne aan, hy val verhoudings aan en wat doen hy? En ek vra dat julle mooi sal hoor wat die woord van God vir ons vanmôre leer. Hy sê, en dit begin nogal baie snaaks, hy sê, ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Nou ek wil sê, broeders en susters, want as God se woord praat van broeders, beteken hy almal, susters ook, onthou dit. Maar hy sê so, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Dus hy sê, maar hoe kan dit vreugde wees? How can it be joy when you get into temptations? Hoe kan dit vreugde wees? Hoor wat sê die woord verder. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die beproewing van julle geloof werk lydsaamheid. Your tests and trials uplift you. In the Lord you get uplifted. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Sien jy, so baie keer daai tests and trials and tribulations en alles wat jy deurgaan, it's all to make you a better person. Dis alles daar om jou 'n beter persoon te maak, sodat jy op die einde kan sê, ek het dit gemaak. Ja, baie keer dan faal ons. Maar kom ek wil vir julle sê, as ons na die skool kyk, as 'n kind 'n toets dryf, dan moet hy hom oorskryf, né? As jy 'n vak as jy gedryf het, moet jy oorgaan. Stel, ek dink ons dryf ook maar baie keer die toetse wat ons op ons pad kom. En as ons daar so gedryf het, moet ons dit maar oordoen. Hoor wat sê hy vir ons verder? En hierso kort ons baie vrae. Luister mooi. Hy sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. As jy wysheid kort kom, if you need wisdom, pray. As jy wysheid kort kom, bid daarvoor. Vra, Here, ek soek wysheid om deur hierdie versoeking te gaan, om deur hierdie probleem te gaan. Here, dat ek op die einde sal oorwin. Maar dit vat om te vra vir wysheid. Maar pastoor, die Here weet mos ek het dit nodig. Hallo? Jy moet dit vra. Verbalize it. If you want to receive something from God, start asking. Begin dit vra. Vra. Hy sê in die woord, hy sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Dis wat die woord van God vir ons leer. Maar doen ons dit? Nee, ons kan maklik sê, nee wat,
dis nie vir my bedoel nie. Ag nee, wat dit is vir pastoor bedoel of dit is vir Piet of Koos of Klaas of so bedoel. Nee. Moenie na die duiwel se leuns luister nie. Moenie na die leuns wat die duiwel sê. Hy is die vader van die leuns. The devil is the father of the lies. He will lie and lie and lie to you. Don't listen to him. Moenie. Hoor wat sê hy vir ons verder. Hy sê, as jy wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Wat aan almal. Sê 'n bietjie almal? Almal. So is jy ook deel daarvan, né? Ons is almal deel daarvan. Almal. Nie net party mense nie. Almal. Gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Dit sal. Dis wat die woord van God vir my sê. Dit sal. Nie miskien nie. Dit sal. It will be given him. Hoekom twyfel ons? Hoekom hou ons aan twyfel? Hoor wat sê hy? Hy sê maar, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Twyfel. Hoekom twyfel mense? Ons kan daarom maar maklik twyfel. Ons kan so maklik sê, maar dit is nie vir my bedoel nie. Ag nee, wat pastoor, dit is vir jou en vir almal anders te bedoel, nie vir my nie. So leuen. Weet julle, ons luister te maklik na die duiwel. Ons luister te maklik na die duiwel wat vir ons lieg. Dan sê ons, ag nee wat, ek weet nie so mooi nie, dit's nie vir my nie. Nee, hy lieg. Is dit nie tyd geword dat ons bietjie vir die duiwel sê, enough is enough, jy gaan nie meer vir my lieg nie. Ek is 'n koningskind, I'm a child of the living God, I'm more than a conqueror. Maar ons luister na die duiwel wat kom met sy leuns. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, ons moenie twyfel nie. Want hoor wat sê die woord, hy sê, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Nou jy vat, as jy 'n golf na kyk, ons wat nou hier so by die see bly, ons sien ons die golwe. As jy daar uitkyk by die hek, dan sien jy die golwe. Kan jy hom gaan vang? Kan jy hom gaan sê, dis my golf? Nee. Nou waarvoor twyfel jy? Waarvoor twyfel jy? Ai pastoor, ek weet nie so mooi nie. Ek gaan nie gesond word nie. Waarom twyfel jy? Hierdie week, daar sit my suster daar agter. Sy het vir my reg gesê toe ons vat vir haar onderhoud. Man, sy sê, pastoor, hierdie werk is myne. Is dit nie so nie? En wat het gebeur? Sy kry dit. Sy het nie getwyfel nie. My broer en my suster, ons moenie twyfel nie. Ons twyfel te maklik. Ons twyfel te maklik oor dinge in ons lewens. Ons twyfel te maklik. Oor twyfel of daai ou tot bekering gaan kom. Ek wil vir julle sê, weet julle wat? As mense wat dalk oor my ook getwyfel het. As mense wat vir my gesê het, jare terug toe ek in die sekulêre wêreld begin werk het. Toe sê die een nogal die algemene voorman daarso, want ek was die jongste voormannetjie daai tyd wat daar begin werk het. Sê hulle, daai stryd hom, hy gaan binne 3 maande weghardloop. Julle geweet wat het gebeur op die einde? Het hy vir my kom vra vir 'n werk. Nou, sien julle hoe maklik? Maar as jy dit vat en jy sê ek twyfel nie. Weet jy, ons sing ons so maklik daai lied, twyfel nie meer, vertrou die Heer. Ken julle daai lied? Maar hoekom twyfel ons dan? Hoekom sing ons dit? En weet jy, dit is vir my so, mense, they will sing a hymn and they won't believe what they sing. Hulle sal nie glo wat hulle sing nie. Hulle sing dit saam. O, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Op 'n neerwoord. Skiet toch, man! Sing hulle, the joy of the Lord is my strength. Maar hy sê, my joy of the Lord. Nee!
begin joyful wees. Kom ons begin die Here vat in sy woord. En o ja, terwyl ek nou so hierso kyk, ek het die grootste geskenk gister gekry. Kyk net hier. Weet julle hierdie Bybel? Raai hoe oud is hy? Hy's amper 150 jaar oud. Duits. En weet julle van wie afkom hy? Dr. Martin Luther. Van hom af. Hier het ek 'n Bybel wat 'n klein noot van my was. Ek wil vir julle sê, toe ek hom ontvang, ek sê Here, dankie. Dankie vir dit wat U vir my beteken. Dankie vir dit wat U vir my doen. Is dit nie 'n groot God wat ons aanbid nie? Kom ons gee hom 'n lof vir hierdie plek. He's worthy to be praised. He lifted me. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, stop met jou verskonings. Stop om te worry. Mis worry is nou nie hierso nie. Chris, worry oor alles. Nee man, weet julle, sonder om te twyfel. Weet julle, as jy begin worry, wat gebeur? Jy twyfel. En dan twyfel, as jy soos 'n golf van die see, wat heen en weer geslinger word. Moet ons nog twyfel? Nee. Kom ons hou die Here vas op sy woord. Kom ons staan op die beloftes van die Here. Wat sê die beloftes van God? Beloftes sê, ek sal jou nimmer begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hallo? Hoor ons twyfel nog in die Here. Ons staan nie op sy woord. Hoor wat sê hy vir ons verder? Hy sê, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Die mens, watter een? Die wat twyfel. Die wat twyfel. Hy pastoor, maar ek ontvang niks van die Here nie. Maar jy twyfel. Daar is die antwoord. Ek wil so sê, nie is die woord van die Here wat so sê. Hy sê, luister mooi, maar hy moet in die geloof bid, eerstens, sonder om te twyfel, tweedens, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind voortgedrywe word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Sjoe, daar is die antwoord. Nou kry ek nie. Dan moet ons bietjie teruggaan, bietjie selfondersoek doen. En introspeksie hou en sê, Here, maar hoe is ek? Twyfel ek dalk? Here, vat daai twyfel weg van my af. Ja, daar's Mandy. Toe sy ophou om te twyfel, toe sy sommer 2 werke gekry. Sy moes die ene sê, nee, sorry, ek soek jou nie, ek soek die ander een. Ja, dit is, weet julle, my broers en susters, as 'n mens begin sonder om te twyfel, en die Here op sy woord vat en staan op hierdie woord van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, standing on the promises of God. As jy op ons hierdie promises begin staan, sê Here, maar die woord sê dit. Here, ek herinner U daaraan. Jy kan dit doen. Ek doen dit baie, sê ek, Here. Die woord sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Here, help my in hierdie saak, dat ek meer as 'n oorwinnaar sal wees. Here, U woord sê, vra en dit sal vir jou gegee word. Here, ek vra vanmôre vir 'n kombi vir hierdie kerk. Ek vra dit, sonder om te twyfel, ek twyfel nie. Ek weet die Here gaan hom hier so eendag daarvoor sê. Very, very sure. Sonder om te twyfel. Ons moenie meer twyfel nie. My broer en my suster, hoor wat sê hy vir ons? Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor, sy blom val af, en die suurlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig, hoor hier so mooi. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Wow. Daar's 'n kroon van die lewe wat vir hom
gegee word wat die Here liefhet en ook versoeking verdraai. Verstaan nie? Dis wat die Bybel vir my leer. Ek kan die versoeking verdra, dan gaan ek die kroon van die lewe ontvang. Het julle die Here lief hier vanmôre? En dan hoor wat sê hy verder. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek. Hoe maklik kan die mense sê, ja maar die Here het my versoek. Hoor wat sê die woord? Ek praat vanmôre net Bybels. Hoor wat sê hy? Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Sien julle? God versoek nie 'n mens nie. Hoor waar kom die versoekings vandaan? Maar elkeen wat versoek, word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid, daai eie ek, daai eie self, eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as jy nou weggesleep word en verlok word, want jy die versoeking nie weerstaan nie, wat het gebeur? Daarna, as die begeerlikheid ontvang, het waar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Hy pastoor, ekskuus tog, die dood voor. Ja. Watter dood? Nie jou dood dat jy dood neerslaan nie, nee, jou geestelike dood. Dit bring jou geestesdood voor. Jou gees word doodgemaak deur die vyand, want die vyand vat oor en hy begin al hoe meer. Pastoor, maar wat bedoel jy? Ek weet, ek is daardeur. Ek het deur al hierdie meulings gegaan. En ek moes daardeur gaan, dat ek vir julle kan vertel. En sê, Here, dankie dat ek die getuienis het, dat hierdie dinge gebeur. Met die versoekinge kom dit, en jy kry die versoeking en jy val en jy swag. Wat gebeur? Jou gees gaan dood. En jy kom nader agter my, hey, Here, U moet my help. Here, help my, tel my op. Versterk my, maak my gees weer lewendig. Here, help my, dat ek weer op die plek sal wees wat U wil hê ek moet wees. Hoor wat sê hy vir ons verder? Hy sê, moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Moenie dwaal nie. Wat is dwaal? In vandag se tyd is daar so baie dwaalleringe. En ons moet waak teen dwaalleringe, waak teen valse leraars, waak teen valse lerings, valse dinge wat versprei word, valse dinge wat gesê word. In vandag se tyd ook, as jy kyk TikTok en jy kyk na YouTube en jy kyk na alles, hoe baie fake news is going around. So baie fake news, jy kan amper nie een ding glo voordat jy dit nie beproef het en gekyk het, is dit die waarheid nie. Ja, nee. 'n Mens moet amper dit nie eens na kyk. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Daar's meer mense. Hy weet meer wat in TikTok aangaan as wat hy weet wat in die woord van God aangaan. Maar vanmôre vir jou sê, kind van God, hierdie ding het sy plek. Maar hy het ook 'n afsitknoppie. He's got a stop button. Sit hom af en begin in die woord van God te doen. Begin die woord ondersoek. Maar pastoor, ek het die Bybel op my foon. Reg. Maar be careful. Weet julle, met een druk van 'n knoppie kan hulle jou foon verander en dat jy nie meer 'n Bybel in het nie. Dat daai Bybel gedraai word. China het hulle eie Bybel geskryf. Heeltemal 'n Bybel wat hulle regering is hulle God. Né? Dat het hulle gedoen. Hulle die by 'n knoppie gedruk en alles verander. Vanmôre vir jou sê, kind van die Here, stay with the hard copy. Bly by die harde kopie. Behou hom. Want daar gaan 'n tyd kom en luister my mooi, dat hulle die fone gaan verander. Ek wil net vir u sê, ek weet nie of julle gehoor het van die storm, die solar storm
wat getref het in Amerika nie. Daar was dae gewees wat Amerikaners sonder fone kon wees, sonder kommunikasie kon wees. Julle dit geweet? En ek wil vir julle waarsku, Suid-Afrika word nie uitgesluit nie. Julle weet van 200 vliegtuie in hierdie week van Israel wat Iran aangeval het. Hulle het al die nuclear goed uitgebom, scientists uitgevat. Wat het toe gebeur? My eie niggie bel my, sy sê, Danny, julle moet bid. Israel word nou deur Iran aangeval. Honderde drones met bomme wat ingestuur is in Israel toe. Hulle lewe in die bomshelters. Hulle lewe binne in die bomshelters. Ons moet bid. Hy pastoor, maar ons moet bid en sê, Here, laat u wil geskied. Laat u wil geskied in hierdie plek. Laat u wil geskied in ons lewens. Laat ons reg sal wees daai dag as Jesus kom. Very, very soon we're going to see our King. Then crown him Lord of all. Let's be ready. If we're not ready, we're going to miss it. Ons gaan dit mis. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê, moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif, elke volmaakte gawe, daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen, hoor mooi wat by God is, geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepselinge kan wees. So wat gebeur hier? Ons moet die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. Ons moet die waarheid spreek. Want die duiwel is die vader van die leuen. So ons moet die woord sê, Here, help ons. Wees met ons, dra ons, versterk ons. Gaan nie voor ons uit. Ek wil vir nou môre ook vir jou sê, dubbelhartigheid is twyfel. Twyfel is niks. As jy oor iets twyfel, daarom moet jy nie twyfel nie. Kind van die Here, hoe baie keer twyfel ons oor alles. Hoe twyfel ons oor dinge? En weet jy wat die grootste leuen wat die duiwel mee kom? Die grootste twyfel. En dit wil ek vanmôre vir jou sê, ek dink amper baie van u, dit het my al oorgekom. Dan kom jy, ou duiwel, en vertel het vir jou, jy is nie 'n kind van God. Het hy dit al vir jou vertel? As jy dit gedoen het, jy is nie 'n kind van God. Die twyfel, hy bring hy twyfel. You are doubting, am I a child of God? Die duiwel kom met doubt, hy kom met hy twyfel. En weet julle, hy vang baie mense, laat die mens dan begin twyfel. He catches people that they start doubting. Because he's a liar. Hy's 'n leienaar. En daarom wil ek vanmôre vir die kerk van Christus sê, hou vas aan die Here. Keep holding on to the Lord like never before. Jesus is coming. Baie keer dan kom hy en hy sê vir jou, weet jy, jy sê die Here Jesus gaan kom, maar hy het al jare terug het gesê. Ja, nee. Maar weet jy hoeveel jare is dit nou nader na die koms van die Here? Wie is ek en jy wat weet of ons môre nog gaan lewe? Dan die Here vir jou gekom, is jy reg? Yes, the rapture is near. Die rapture kom. Maar my broer en my suster, nie een van ons weet of ons eers môre kan lewe nie. Ons weet nie een of ons die volgende asemteug kan vat nie. Persoon vertel my van iemand in die week. Hy loop in die straat af en die volgende oomblik toe sak hy in mekaar. Toe hulle by hom kom, toe sê hy, ons dood. Sekondes. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, jy en ek het nie die enige waarborg dat ons nog die volgende asemteug kan trek.
Pastoor, het mense al in die kerk gesterwe? Ja. Ek wil gou vir julle iets vertel. Ek kan ken van pastore wat agter die kansel gesterf het. Oom Bunting, daar so in Randfontein in die gemeente, ek sal nooit vergeet nie. Ons kom een aand, is ons by die bidhuur. En ons, die aand na die bidhuur, klaar gelei het alles, en was die sel bidhuur, maar by die kerk het ons die sel bidhuur gehad. En hulle bel my, hulle sê vir my, was oom Bunting by die bidhuur gewees? Ek sê nee. Hulle sê, maar sy vrou dan gesê, hy is by die huis weg. Maar ons het geskuif van die kerk af na die kombuis toe, om nou lekker was in die koue, baie koue winter. Maar sy hoofgebed was, hy wil in die kerkhuis toe gaan. Wat hy vir die Here gevra. En almal gesê, oom Bunting, jy moet nie dit vra nie, dit gaan chaos aflewer, as jy in die kerkhuis toe gaan. En hulle bel my en sê vir my, was oom Bunting by die kerk gewees? Ek sê, nee, hy was nie. Hulle sê, hulle weet nie, sy vrou sê, hy is kerk toe, bidhuur toe. En Pastor Tinus die Jager sê vir my, Danny, is hy seker hy was nie daar nie? Ek sê, ja, hy is nie daar. En sy sê na haar, sê, papi, maar ek het die hek oopgemaak vir oom Bunting. En Tinus onthou, oom Bunting gesê, hy wil in die kerkhuis toe gaan. Tinus kom in die kerk. Nou, daar was 'n spesiale plekie waar oom Bunting gesit het. En hy kom so, Tinus kom en hy stap so in, toe hy in die gangetjie so inkom, toe lê oom Bunting langs sy sitplek, op die grond, met sy Bybel. Hy is besig om te lees, ek sal nooit vergeet, hy het in Daniël 10 gelees. Hy lê met sy koppie binne in sy Bybel, sy huis. What a way to go. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, kind van God, jy moet gereed wees. Moenie twyfel nie. Moenie laat die duiwel kom met twyfeling nie. Moenie laat hy kom en jou laat twyfel en wonder, is jy 'n kind van God nie? Wat sê die woord? Die woord sê, want aan hulle wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. So as die duiwel volgende keer vir jou wil sê, jy's nie 'n kind van God nie, sê jy vir hom, Satan, moenie jy vir my lieg nie. Ek het my lewe vir die Here gegee, ek is 'n kind van God. Daarom weet ek gaan huis toe. So ek wil vanmôre vir jou sê, broer, suster, moenie twyfel nie. Don't be a doubting Thomas. Waar's Thomas? Hy is nie daar so. Moenie twyfel nie. Kom ons gryp die Here vas en bly in sy woord. Kom ons sluit die oë in hierdie plek. Vader, ek dank U in hierdie môre dat ek na U toe kan kom. Dankie vir die woord wat die waarheid is. Die woord wat nog nie verander het nie. Dankie Here dat ons nie aan die woord kan twyfel nie. En dat ons U woord kan vashou tot daai dag wanneer U kom om ons te kom haal. Ek bid vanmôre spesiaal vir elke boetie en sussie, dat daar nooit 'n twyfel in enige hart sal kom nie. En dat ons reg sal wees wanneer U kom om ons te kom haal. Vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.